So ons hele benadering by die tweede Vee-akademie hier by Nampo Alpha op Boerewil was om het lekker prakties te hou, om te praat oor aangeleenthede wat eintlik 'n rand en sent verskil maak op boere se plase. So ons het soveel as moontlik boere in die gesprek gekry. Ons het Charles Sondersen gehad, bekende dorpsbeheerder van Kenhardt, wat net gepraat het in die breë oor die boustene van 'n suksesvolle boerdery. Ons het gekyk na produksiestelsels van 'n voerkraal wat bietjie gepraat het oor hoe speenkalfprodusente 'n waarde kan toevoeg tot hulle diere. Ons het 'n boer gehad wat gepraat oor handel en osstelsels. Ons het 'n vleisverwerker Delico Henry Trieter gehad wat bietjie perspektief gegee het uit 'n aankoper van vleisaankoper. Ons het 'n wonderlike voorlegging gehad van Pikkie Eis, baie bekende Drakensberger merino teeler oor hoe selekteer jy vir funksionele doeltreffende diere en hoe eenvoudig jy 'n baie komplekse saak eintlik kan maak. En toe net 'n paar lekker paneelgesprekke oor diereprestasie. Ons het 'n lekker paneelgesprek gehad oor familieboerdery en familiefinansies en hoe bring jy die finansies van 'n boerdery en die behoeftes van 'n familie bymekaar? En dan ons laaste gesprek, ongelukkig is dit iets wat ons nie kan wegskram nie, is die hele biosekuriteitsaangeleentheid en back and closure wat eintlik hier in die Botawil distrik nou 'n groot probleme veroorsaak. Ons het daar 'n goeie paneel bymekaar net om te probeer agter die kap van die byl kom van hoe lyk die pad vorentoe, wat is die oplossings en hoe spreek ons hierdie verskriklike uitdaging wat ons het met dieregesondheid aan. Ons het 'n gesegde wat sê risiko word geëlimineer deur tyd. Nou met dit gesê is wanneer ons kyk na beleggings en besighede, kan ek jou beloof dit gaan goed gaan en dit gaan sleg gaan. Die grootste boodskap wat ons oordra is byt vas. Ons gaan nie so deurkom, dis nie die eerste keer dat hierdie gebeur het nie, dit gaan ook nie die laaste keer wees nie. Maar as ons 'n goeie beplanning in plek gesit het, dan maak nie saak hoe sleg dit in die ekonomiese toestande gaan nie, ons sal daar kan deurkom want ons het beplan daarvoor en ons sal seëvier en ons sal ons ordentlike besigheidswinste maak na die tyd. Ons almal besef dit nie, almal praat van vrugbaarheid en allerlei mooi goed. Op die einde van die dag gaan alles oor aanpasbaarheid. Die dier wat die beste aangepas is in 'n sekere omgewing, sal die beste presteer. Ons beweeg al hoe meer na laer koste in boerdery toe. Die fokus skuif van hoër produserende diere onder hoë voeding na goeie produserende diere onder lae koste. So ek dink nog steeds, mense kan nie geld spandeer wat jy nie het nie. Om 'n lae koste dier te hê wat bly produseer in 'n sekere omgewing, wat aangepas is op die plaas, is die kruks van alles. Ek dink die boodskap wat ou wil hê die mense moet huis toe vat is dat mense kan teeling verskriklik kompleks maak. Maar dit is eintlik verskriklik eenvoudig. Ou moet net kyk en oplet na die diere wat op jou plaas presteer. Dit sal waarskynlik die beter diere wees. Ons weet en ons verstaan wat aangaan op die plase daar buite. En omdat ons gereeld met ons boere interaksie het, is dit vir ons regtig belangrik om vir hulle baie kompeterende prys vir hulle diere daar te gee. Boere het nie altyd die tyd om nog dit ook te doen nie, want hulle doen wat hulle goed doen en dis om te boer. En hulle bly op die plase. So ons as BKB, deur ons goeie infrastruktuur wat ons skep landwyd, wil ons dit vir die dier so veilig as moontlik maak en dan ook vir die produsent so veilig as moontlik maak met ons biosekuriteitsmaatreëls en protokol, dat ons steeds kan veiling hou. Ons maak baie gebruik van tegnologie en ons aanlyn veilingskapasiteit is besig om baie groter te word, waar ons nog steeds in hierdie moeilike omstandighede dan vir die boer 'n goeie mark vir sy diere kan gee.